Die partytjie deur Pietro Pieterse. Eywa word vroeg wakker. Skielik sit sy regop. Dit is vandag haar verjaarsdag. Met 'n breë glimlag spring sy uit die bed en draf badkamer toe. Sy moet darm haar tande borsel voordat iemand haar kom gelukwens. Die huis is doodstil. Almal slaap seker nog. Eywa kan haar opgewondenheid skaars inhou. Al haar maats is genooi vir 'n partytjie vanmiddag. Sy wou graag Spur toe gaan, maar haar ma het beloof om 'n beter partytjie by die huis te hou. Hy was nie seker hoe dit beter kan wees nie, maar sy weet, pappa het verlede maand sy werk verloor, dus moet hulle nou mooi werk met wat hulle het. Niks gaan egter vandag haar pret bederf nie. As mamma sê dit gaan lekkerder wees, dan glo sy haar. Toe sy in die kombuis kom, sien sy dat haar ma alreeds besig is. Sy werk so stil dat niemand haar kan hoor nie. Op die kas staan reeds 'n baksel sjokolademuffins en in die oond 'n koek. Sy sien op die tafel staan 'n klompie versierings en eenkant lê 'n pakkie ballonne. Môre my verjaarsdag, meisie. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy altyd so vol lag en liefde wees. Eywa kry 'n vet soen en 'n warm drukkie van haar ma. Waarmee kan ek help, mamma? Sodra die koek afgekoel het, kan jy help om dit te versier. Die muffins kan ook doen met 'n bietjie tooisel. Wil jy dit so lank doen? Die ballonne sal ons eers na middagete opblaas. Pappa sal daarmee help. Mamma gee vir Eywa 'n bakkie met karamel en hulle meng room daarby in. Daarna smeer Eywa versigtige smeersel op elke muffin en strooi dan van die gekleurde versierballetjies op die karamel. Dit lyk so vrolik. Mamma, ek dink jy was reg. Ek hou baie daarvan om te deel in die voorbereidings. As ons Spur toe gegaan het, sou ek nie alreeds soveel pret gehad het nie. Vanmiddag gaan my maats iets eet waarmee ek gehelp het. Die middag na 'n ligte ete begin pappa die ballonne opblaas. Eywa word in die huis gehou sodat sy nie kan sien wat hulle alles buite doen nie. Dit moet 'n verrassing wees. Sy pak lekker goed in boksies en bind dit met 'n strikkie toe. Sy kan skaars wag dat die maats opdaag. Klokslag 2 uur is die eerste maat daar. Haar geskenke word op 'n tafel naby die deur gesit. Toe almal daar is, kyk Eywa tevrede om haar. Almal wat genooi is het gekom en die pakkies is op die tafel. Elke een het ietsie gebring. Die kinders was baie verbaas dat Eywa die koek en die muffins versier het. Marco het met 'n breë glimlag gesê dat dit ekstra lekker proe omdat sy dit self versier het. Hulle het geleer om vroteier te speel en het selfs 'n eierresies gehou. Die grasperk lê vol stikkende eiers, om nie te praat van hulle klere nie. Eywa was baie na haar skik met hoe die middag verloop. Sy het lanklaas so baie pret gehad en so lekker gespeel saam met haar maats. Sy gee sommer vir haar ma 'n drukkie om dankie te sê. Haar pa roep almal bymekaar. Volgende is 'n skattejag, maar met 'n verskil. Almal gaan soek vir leidrade, maar Eywa moet dit bymekaar sit om uit te vind waar die skat versteek is. Dit lyk amper vir Eywa asof sy die enigste een is wat verbaas is oor die reëlings. Almal spring ywerig weg en tel blompotte op en loer onder die maatjie voor die deur. Sommer gou is daar 'n leidraad en hulle bring dit vir Eywa. Die leidraad lei na die voortuin. In die roosboom hang die volgende leidraad. Hulle is weg na die motorhuis. Na 'n gesoek onder verfblikke en trommels, kry hulle die volgende een. Hierdie keer is hulle na die bure se voortuin. Marco glimlag breed want dit is sy tuin. Hulle soek oral totdat Eywa onder die tuindwergie loer. "Het hom!" skree sy. Almal drom saam om te hoor waarheen hulle nou gaan. Die leidraad lei terug na Eywa se huis. Die kombuis om presies te wees. "Sjoe, maar daar's baie wegsteekplek. Ons sal nooit die leidraad vind nie." Elke kasdeur word oopgemaak en omtrent alles opgelig. Daar is geen leidraad te vind nie. Eywa besluit hulle moet 'n ander plan maak. "Hoi julle, kom ons verdeel die kombuis tussen ons. Dan soek elke een op 'n plek en so sal ons dit dalk vinniger kry." Sy kyk rond of hulle saamstem. So val haar oog op die inkopieslys teen die muur. "Gaan kyk in jou kamer," staan in groot letters daar. Eywa lag lekker. Hoe het hulle dit misgekyk?
Sy storm na haar kamer en daar staan 'n fiets. Sy kan skaars haar oë glo. Hoe het mamma en pappa dit bekostig? Geluk met jou verjaarsdag, Eywa, skree almal. Hulle staan in die deur saam met haar ma en pa. Almal het bygedra tot die geskenk, Eywa. Dit kom van ons almal af. Eywa was so gelukkig dat sy nie weet wat om te sê nie. Dit is die mooiste fiets wat sy nog ooit gesien het. En beslis die heel beste verjaarsdag ooit. Goed, julle oulike dingetjies. As julle van my storie gehou het, gooi 'n duimpie, dan weet ek moet nog maak. Julle moet 'n lekker dag hê en onthou om te subscribe. Dan weet jy altyd eers as daar 'n nuwe ene is. Bye bye.